Goeiemôre en baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net die hoofde saam in gebed. Here, baie dankie dat ons vandag saam kan stil word rondom u woord. Amen. Paulus teken vir ons op in 1 Korintiërs 2 vers 12 tot 16. Die gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie, maar die gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer. So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die Gees het. Die mense wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Die mens wat die Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie. Daar staan geskrywe, wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal hom raad gee? Maar ons het die Gees van Christus. Wat ons met Gees vertaal, verwys nie oral in hierdie teks na die Heilige Gees nie. Vers 16 verwys na die gedagtes van God en die Gees van Christus. Dieselfde woord skuil agter beide die woorde gedagtes en gees. Om te probeer duidelik maak wat daar geskrywe staan, kan ons dit dalk vertaal as, wie kan die denke van God ken? En wie kan hom adviseer? Maar ons het dieselfde denke as Christus. Paulus' argument is dat gelowiges die dinge van die Gees van God kan aanvaar en beoordeel. Gelowiges moet geensins terugstaan in hulle beoordeling van enige saak in hierdie lewe nie, want die wêreld sal geen klag daarteen kan inbring nie, juis omdat dit van God kom. Ek ervaar hier 'n opbouing van gelowiges se selfvertroue om aan Christus betrokke te raak by alle dinge in hierdie wêreld. Nie met menslike denke nie, maar met die denke van Christus, waarin ons deel deur die Heilige Gees. Sommer net in gewone Afrikaans. God het vir ons gesonde verstand gegee, sodat ons op gesonde wyse die dinge van die Gees kan integreer met die lewe. Ons hoef nie terug te staan nie, want dit is God self wat ons daarin bemagtig deur ons Here Jesus Christus. Mag my jou selfvertroue gegrondves wees in die denke van Christus. Kom ons bid saam. Here, lei ons asseblief daarin om met gesonde oordeel die lewe te wandel. Amen.